In ons vorige video het ons die grafiek geskets vir y is gelyk aan 2 gedeel deur 3x minus 2. Ons het gesien dat die standaardvorm y gelyk aan mx plus c is, waar m vir my die helling gee, en c altyd vir my die y-afsnit gee. Afsnit beteken waar sny die lyn die y-as. Ons het ook die x-afsnit uitgewerk deur y gelyk aan 0 te maak, en toe kon ons die grafiek deur die 2 punte teken. Ek het vir julle gewys dat die helling, as ek 2 eenhede opbeweeg in die y-rigting, dan moet ek 3 eenhede na regs beweeg in die x-rigting, so die helling is 2/3. Jy kon dit ook uitwerk, ons het dit trouwens gedoen, met die hellingformule. En nou kan jy weer sien dat 2/3 presies die getal is, wat hier in die plek van m staan, die getal voor die x. Maar dit is belangrik wanneer die vergelyking in standaardvorm is. En wat maak dit 'n reguit lyn? Is dat ek x tot die mag 1 hier het. Kom ons kyk na ons volgende lyn. Ek wil die skets maak van y is gelyk aan minus x plus 4. Nou vir minus x plus 4, wel vir enige grafiek, reguit lyn grafiek, het ek net 2 punte nodig. Want ek kan my liniaal deur die 2 punte sit en my grafiek teken. Omdat ons altyd die x-afsnit en die y-afsnit op enige grafiek wat ons teken moet aandui, is dit die 2 punte wat ek gaan uitwerk. Vir die y-afsnit moet ek x0 maak. So as ek na my vergelyking kyk en x is nou hier 0, dan staan daar y is gelyk aan 4. En dit is 'n afsnit, so dit beteken dit is waar die grafiek deur die y-as gaan. Vir die x-afsnit moet ek y gelyk aan 0 maak. So in die plek van die y skryf ek 0, en dan is dit heel maklik om x uit te werk. Ek gaan net x oorvat na die linkerkant toe, en ek kry dat x gelyk is aan 4. So ek weet die grafiek gaan ook deur die punt, hierdie punt is die punt 4, 0. Sy x-koördinaat is 4 en sy y-koördinaat is 0. En daardie punt sou die punt 0, 4 wees, want sy x-koördinaat is 0 en sy y-koördinaat is 4. Nou om die lyn te trek, bring jy net jou liniaal. Kom ons kyk of ek myne nog kan bring. Ja, daar gaan hy. Ek moet hom so bietjie laer maak, lyk dit my, so ietsie. En dan kan ek net die lyn verbind. Kom ons probeer dit 'n bietjie beter doen. Daar sy. En ek kan nou maar weer die liniaal wegskuif. Onthou om te eindig met pylpunte, want die grafiek gaan reguit aan, en ek skryf ook altyd die vergelyking neer. As ons funksienotasie sou gehad het, sê nou maar hulle het vir my gesê, in plaas van y het hulle gesê, f van x is gelyk aan minus x plus 4. Dan weet ons die f van x is maar net in die y se plek, en ons weet ook dat die grafiek se naam of die funksie se naam f is. Dan sou ek nie nodig gehad het om die hele vergelyking neer te skryf nie, ek sou net 'n f gesit het. Goed, om na die helling te kyk, is die verskil in y-waardes gedeel deur die verskil in x-waardes. So as ek besluit ek gaan van hier af na daardie een toe gaan, dan kan ek sien ek moet afgaan met 4 eenhede, en dan moet ek na regs gaan, ook met 4 eenhede,
en min 4 op 4 is min 1. So, alles wat ek in die vorige een gesê het, geld nog steeds. Ek kan nog steeds my min 1 vir die helling as die getalletjie voor die x sien. My y-afsnit is nog steeds die waarde van die konstante term. Wat hier verskil van die vorige een, my helling is negatief. En as jy nou na die grafiek kyk, en jy staan hier ergens aan die linkerkant, en jy kyk na die grafiek, dan loop hy afdraande, en daarom is hy dalend. Ek sê elke keer jy staan aan die linkerkant, omdat, natuurlik as jy aan die regterkant sou staan, lyk dit of die grafiek opdraande is. Maar, in Suid-Afrika lees ons altyd van links na regs, so jy staan aan die linkerkant en jy kan sien dat die grafiek afdraande is. Goed, kom ons doen voorbeeld 3. Skets die grafiek van 3x minus 4y is gelyk aan 12. Nou duidelik is dit nie in die vorm y is gelyk aan mx plus c nie. So, hoe gaan ek weet dit is 'n reguit lyn? Dood eenvoudig deur na die mag van x te kyk. Omdat ek net 'n x tot die mag 1 het, net soos wat ek hier in die standaardvorm het, weet ek dit is 'n reguit lyn grafiek. Om hom nou te skets het ek 2 punte nodig, 'n x-afsnit en 'n y-afsnit. Want as ek 2 punte het, kan ek net my liniaal daardeur sit en die reguit lyn trek. Nou, ek het nie nodig om hierdie te herskryf in die vorm y is gelyk aan mx plus c om die grafiek te kan teken nie. Ek kan doodeenvoudig gaan en vir die y-afsnit maak ek x gelyk aan 0. So dit sal vir my gee 3 mal 0 minus 4y is gelyk aan 12 en 3 mal 0 is 0. So daardie deeltjie val weg. So as ek minus 4y is gelyk aan 12 het, dan gaan ek basies deur minus 4 deel aan albei kante en ek kry y is gelyk aan minus 3. So hy gaan hier deur minus 3 op die y-as gaan. Vir die x-afsnit maak ek nou weer y gelyk aan 0. So in die plek van hierdie y gaan ek 'n 0 skryf. So ek het 3 mal x minus 4 mal 0 is gelyk aan 12. En natuurlik is 4 mal 0 maar 0. So hier staan eintlik 3x is gelyk aan 12. So as ek met die 3 aan albei kante deel, dan kry ek x is gelyk aan 4. So nou weet ek waar sny die grafiek die x-as ook. En ek kan doodeenvoudig my liniaal vat, ek gaan maar probeer, hier bring ek hom nie heeltemal reg nie. Kom ek trek dit maar redelik vryhand. Ons vat hom weg, ek gaan dit vryhand trek, probeer vryhand trek, dis nie altyd so maklik nie. So iets, en ek wil eintlik die punte bietjie langer hê. Ja, lyk my so iets om, nee, dit is nie reg nie. So iets. Reguit lyn, eindig in 2 pyltjies. Hierdie is die lyn 3x minus 4y is gelyk aan 12 wat ek geteken het. Nou, wat is sy helling? Onthou, die helling is verskil in y gedeel deur verskil in x. So, as ek hier sou staan en ek wil nou loop na daardie punt toe, dan gaan ek 3 eenhede reg, 3 eenhede op en 4 eenhede regs. So ek kan sien uit die grafiek uit dat die helling 3 op 4 is. Ek het ook reeds uitgewerk dat die y-afsnit minus 3 is. So, hierdie moet die lyn wees, y is gelyk aan 'n 3/4 x minus 3. Want kyk, ons kan die helling sien van die grafiek af, 3 op
4 na regs. Jy altyd verskil in y, so ons kyk altyd eers na op en af, en dan na links en regs. So 3 op, so dis 'n positief, 4 eenhede na regs, dis weer 'n positief, en dan kan ek skryf y is gelyk aan 'n 3/4 x minus 3. Maar sê nou maar, ek wou dit nie van die grafiek afgedoen het nie. Sê nou maar, hulle het vir my in 'n eksamen gevra om hierdie in standaard vorm te skryf, sonder dat ek ooit die grafiek geteken het. Hoe gaan ek dit doen? Nou kom ons maak net gou 'n bietjie plek. Ek wil ook hierdie opskuif, laat dit uit die pad uit is. Daar sê ons kyk na die standaard vorm. Nou die standaard vorm is y is gelyk aan mx plus c. So ek wil hierdie term met 'n y aan die linkerkant hou. So ek gaan kry minus 4y is gelyk aan, vat die 3x oor, dan is dit minus 3x plus 12. En nou gaan ek en ek deel elke term deur minus 4. Onthou elke een. So hier bly y oor, en minus 3 gedeel deur minus 4 is 3 op 4, en 12 gedeel deur minus 4 is, ekskuus, ek is nou besig om droog te maak, kom ek maak dit net reg. Laat ek hierdie hele stappie oor verduidelik. Ek deel deur minus 4, om van die minus 4 ontslae te raak. So minus 4 gedeel deur minus 4 is 1, so ek het net 'n y. Minus 3 gedeel deur minus 4 is positief, so dit bly 3 op 4 x, en dan het ek 12 gedeel deur minus 4, wat minus 3 is. Kan jy sien, dit is presies wat ons gekry het, toe ek selfs net na die grafiek gekyk het, 3 eenhede op, 4 eenhede regs, so ek het geweet my helling is 3 eenhede op, 4 eenhede regs. Ek het ook geweet my y-afsnit is minus 3, en die vergelyking, die vergelyking is die helling maal x plus die y-afsnit wat by minus 3 is, so daardie deeltjie het ek nou deur die grafiek gesien. Hier het ek dit algebraies gedoen, indien hulle van my vra om na standaard vorm te gaan.